Skriflesing vanoggend is vanuit Johannes hoofstuk 19, daar vanaf die 17de vers. Die evangeliebeskrywing volgens Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 17. Maar voordat ons gaan saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers in gebed. Groot, almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader. Hoe wonderlik en besonders is dit, dat ons klein, swak, nietige, sondaar mense die voorreg het om te kom buig voor u troon, om u naam op ons lippe te neem, om u, die almagtige, heilige God, te aanbid. So dankbaar vir die besondere voorreg vir ons om as u kerk, as u gemeente, as medebroers en susters in die geloof, ook vanoggend hier in 'n kerkgebou te kan vergader. En die een begeerte in ons harte is, dat ons ook hier op 'n besondere wyse gemeenskap met u kan hê. U deur u woord en gees self met elkeen van ons sal praat, dat ons u woord sal hoor, dit wat u sê. So lees ons dat die Here Jesus sê dat hy die woorde het van die ewige lewe. Ons bid dat u deur u gees vir ons vanoggend ook met u woord sal bedien. Dat ons 'n geopende hart sal hê en 'n verligte verstand. Dat ons sal hoor, sal luister, sal verstaan ook wat u woord, u boodskap vir elkeen van ons persoonlik is. En dit wat u vir ons elkeen persoonlik wil kom sê. Ons bid dat u die hand van seën, sorg en bewaring oor ons sal hou. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe: Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. Die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het: ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe. En hy het vir mekaar gesê: laat ons dit nie skeur nie,
maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het dit getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal verbreek word nie. En weer 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig. Dit is werklik gelukkig is ons wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en dan strewe daarna om gehoorsaam en gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, vir ons as mense is dit soms moeilik, werklik moeilik om aan Jesus te dink in sy mensheid. Ja, hy is en was en sal altyd wees die almagtige heilige God self, maar tog was hy ook mens. En tog sien ons dat veral die skrywers van die 4 evangelies, dit is nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dat hulle plek baie duidelik verwys en eintlik moeite doen om die mensheid van Jesus te bevestig en dit te beklemtoon. En hierdie verwysings na die Here Jesus se mensheid beteken ook nie dat hy nie meer ook God was nie. Hy is en was en sal altyd ook volkome volmaakte God wees. Maar hy was ook volkome volmaakte mens. In alles aan ons as mense gelyk, natuurlik uitgesonder die sonde. Maar die punt is bloot, op sommige plekke word die lewe en werk van Jesus Christus so beskryf, dat ons werklik sy mensheid kan sien. Dat ons met sy mensheid, die feit dat hy mens was, kan identifiseer. Een so voorbeeld is in Johannes 4, waar baie duidelik daarop gewys word dat Jesus ook moeg geword het. Ons lees dat hy daar by 'n put buitekant die stad gaan sit het, dat hy sy disippels verder gestuur het die stad in om te gaan kos koop, en dat hy daar by die put gesit het om te rus. Want hy was moeg na 'n lang dag se stap in die bloedige warm son.
Op 'n ander keer lees ons in Matteus 8 vers 23 tot 27 dat die Here Jesus ook na 'n lang dag heeltemal uitgeput was. Hy het in 'n skuit geklim om die skare mense toe te spreek, omdat die skare so groot was dat hy dit nie van die land af kon doen nie, en hy klim in 'n skuit en hulle vaar so 'n stukkie uit, en van daar af spreek hy die skare mense toe. En toe die skare wegbeweeg en huis toe gaan, toe het hy en die disippels met die skuit verder gevaar na die ander kant toe, en daar het 'n groot storm losgebreek. Maar die Here Jesus het agter in die skuit in die slaap geraak, so diep geslaap, dat die donderweer en die wind en die storms hom nie kon wakker maak nie. Maar die angskrete van sy disippels, hulle het hom kom wakker maak. Hy was uitgeput, moeg. In Markus 11 vers 14 tot 19 lees ons dat die Here Jesus kwaad geword het. En 'n mens sou goed moontlik op daardie oomblik die kwaad en die ontsteltenis in sy liggaam en op sy gesig kon sien. En die rede hiervoor was dat dit wat hy rondom en in die tempel, daar op die tempelplein gesien het, alles behalwe die huis van gebed was waartoe dit bestem was. En daarom het hy die tafels van die geldwisselaars omgekeer, ook die van die duiweverkopers, en hy het hulle uit die tempel uit weggejaag. Hierdeur het hy 'n duidelike punt gemaak en 'n beginsel neergelê, naamlik dat niemand van godsdiens 'n geldmakery kan en moet maak. En dan lees ons dan ook dat die Here Jesus hartseer geword het, dat hy gehuil het, dat hy honger was, dat hy eensaam gevoel het. Nou waarlik, ons is dit aan die 4 evangeliste baie dank verskuldig dat hulle hierdie stukkies, hierdie brokkies van die mensheid oor die Here Jesus se lewe in hulle evangelies ingesluit het. En nou sou ons baie maklik kon redeneer dat dit mos nou nie eintlik nodig was nie. Want hoekom was dit nodig dat ons moet weet en moet lees en moet kennis neem dat Jesus moeg geword het, dat hy uitgeput was, dat hy kwaad geword het, dat hy alleen was, dat hy hartseer was? Hoekom is dit nodig? Maar tog het hulle dit gedoen, en presies op die regte oomblikke. Want net sodra die goddelikheid van die Here Jesus amper ontoeganklik begin raak het, net sodra dit gelyk het of sy heiligheid as die heilige God net te veel vir die mense rondom hom geword het, of sodra sy volmaaktheid onnavolgbaar begin raak het, is dit asof daar 'n stem van die evangelies baie hard en baie duidelik wil sê, moenie vergeet nie, hy was ook mens. Hy was mens soos ons mens is. En hy weet ons is swak en nietig. Hy weet ons is maar broos en onseker. Hy weet hoe ons as mense soms ook voel. En die evangelies wil dan vir ons duidelik sê, wanneer ons so tref in die gesig van Jesus se mensheid getoon word, dat die een tot wie ons bid, dat hy ons ken. Hy ken ons deur en deur. Hy weet wie ons is, wat ons is, dat ons mens is. Ja, die Here Jesus ken en verstaan ook die versoekinge van die duiwel. Ook hy moes dit deurstaan. Hy het ook al ontmoedig gevoel, was ook werklik honger gewees, was bang gewees, was hartseer gewees, was eensaam en moeg. Hy weet werklik hoe dit voel wanneer die wekker op 'n oggend afgaan en jy werklik so moeg is dat jy nie die krag het vir die dag wat voorlê. Hy verstaan wanneer ons soms woedend en kwaad is, maar dan vir die regte rede.
wanneer die saak van die Here benadeel word. Hy weet hoe dit voel om te kan sê, ek is alleen. Ek voel verstoot. Ek is eensaam. Hy verstaan wanneer ons vir hom sê, dat daar meer is om te doen, as wat dit vir ons menslik moontlik voel om te doen. Hy verstaan ook wanneer ons sê, dat ons werklik moeg is, lewensmoeg is, dat dit voel of ons nie meer kan aangaan. En hoe baie ervaar ons dit nie in die lewe nie. By die werk en by die skool, by die universiteit, in ons huwelike en gesinne en families, tussen vriende, en soms ook hier by die kerk. En dis dan die besondere en wonderlike troos om te weet, dat ons Here Jesus dit alles ken, en dat hy dit verstaan, want hy dit self beleef. Hy was ook mens. En dit bring ons dan by Johannes 19 vers 28, waar die Here Jesus baie duidelik aan die kruis sê, ek het dors. En dis so besonder, want dit is nie die Christus, die Messias, die Verlosser, die middelaar, wat hier die woorde uitspreek nie, wat hier sê dat hy dors is nie. Nee, dis die mens. Dis die seun van 'n timmerman wat hier die woorde uitspreek. Dis menslike woorde midde in die goddelikheid van Christus. En hoekom is hierdie kruiswoord van die Here Jesus dan so besonder? Die rede is, want dit is so totaal anders as al die ander kruiswoorde. Want Jesus 'n ander woorde aan die kruis sou mens kon verwag, as hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan is dit 'n boodskap van God, wat vergewe. En ons ken dit. Of wanneer hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, dan is dit nog 'n boodskap van vergifnis, van vrede en hoop, en dit is ook hoe ons God ken. Of sy woorde aan sy moeder en aan Johannes, daar is u seun, daar is jou moeder. Dis woorde van omgee, woorde van besorgdheid. Dit verwag ons ook van God. Ons ken hom ook so. Dis hoe hy homself aan ons openbaar en bekend maak, of dan ook sy woorde, waarby ons nog sal kom as hy aan die einde sê, dit is volbring. Dan is dit woorde wat sê, daar is nou finaal vrede tussen God en mens, daar het volkome versoening gekom. Maar die woorde, ek het dors, is woorde wat nie iets vir iemand anders beloof nie. Dit is nie woorde wat ander gerusstel of vertroos of bemoedig nie. Dit is persoonlike woorde. Dit is woorde van behoefte, woorde wat ons terugruk tot die besef, maar die woord het waarlik vlees geword. God het in sy seun Jesus Christus mens geword. Dis woorde wat wil sê, onthou, Jesus was ook mens. En omdat hy ook mens was, weet hy presies hoe ons soms voel. Dit is asof hy sê, ek weet van elke kind wat weggegooi is, al leef sommige van hulle nog steeds by hulle ouers, in hulle ouerhuis. Ek weet van die probleme in jou huwelik, en dat dit vir jou voel dat jy eenvoudig net nie meer kan aangaan. Ek ken die hartseer, ek ken die pyn, ek ken die droefheid van 'n geliefde aan die dood afstaan. Onthou, Here Jesus het geween by die graf van sy vriend Lazarus.
Hy ken ook daardie emosie, daardie seer. Ek weet dat die lang alleen dae en die nog langer nagte soms oorweldigend kan wees. Ek weet van daardie vergete verjaarsdag en van liefde wat nooit terug beantwoord word nie. Die Here Jesus was verwerp, verstoot, verloon. En daarom kan hy ook sê, ek weet wat dit is om mens te wees. Ek ken dit. Ek ken elke denkbare emosie wat jy as mens ervaar in hierdie wêreld. Want ek was ook mens, soos jy. En ek weet, om mens te wees, is nie maklik nie. Dis wanneer daar lyding oor ons pad kom, en wanneer ons swaar kry, en wanneer ons stoksiel alleen voel, wanneer ons soms in wanhoop sit en al die smarte uit ons lewensverhaal voor ons uitpak en daardeur blaai en die trane oor ons wange rol, dan weet ons een ding, die koning van die konings, die Here van die Here, die blink môrester, die vredevors, God ons verlosser, het mens geword. Het onder ons kom woon. En ons meester weet wat dit beteken om 'n gekruisigde te wees, wat ook dors geword het. En daarom weet hy ook van ons. En hy ken en verstaan alles wat ons as mens in hierdie lewe kan ervaar, want in dieselfde wêreld waarin ek vandag lewe, en wat ons daagliks in die gesig moet staar, dis in hierdie selfde wêreld waar hy, die Seun van God, wat God self was, ook mens was, en waar hy vir ons die verlossing kon bewerk het, die redding en die ewige lewe. Mag dit vir elkeen van ons 'n besondere troos wees in al die omstandighede wat daar in hierdie lewe oor ons pad kan kom, om te dink, ons het 'n voorspraak in die hemel. Jesus Christus sit aan die regterhand van God en hy tree vir ons in, so volmaak dat hy ons mensheid ken. En elke gevoel en elke emosie en alles wat ons as mens op aarde beleef, ken hy, verstaan hy, want hy dit self beleef. En daarom kan hy op 'n volmaakte wyse ook vir ons by sy Vader intree. Wat 'n wonder. Hoe besonder is dit nie? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader. Here, ons staan werklik verstom voor die grootheid, U almag, U alwysheid, U heiligheid. Maar ook dat U dit so beskik en bepaal het, dat die Here Jesus, die ewige, eniggebore Seun van God, wat God self is, mens geword het, as mens hier op aarde kom leef het, in alles aan ons as mense gelyk geword het, uitgesonder die sonde, maar dat hy alles ervaar en beleef het wat ons as mens hier op aarde beleef. Dat hy ons ken en ons emosies ken en wat dit is om as mens op aarde te leef. En daarom loof ons U, dank ons U, prys ons U, en bring aan U lof en eer en dank en aanbidding. Ons bid dat
dat U met elkeen van ons sal wees. U ken elkeen van ons se hart, U ken ons behoeftes en U ken ons worstelinge. U weet wat realiteit in ons lewens is. Ons bly dat U die uitkoms sal beskik volgens U wil. U hand van seën en sorg oor ons uitgestrek sal hou, dat alles, oral en altyd tot eer van U naam en die opbou en uitbreiding van U koninkryk alleen sal wees. Ons dank U vir alles. Ons bid, soos die tollenaar by die tempel. O God, wees my sondaar genadig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.